Here breek my want is die pottebakker, ek is die klei, Jesus. Here is lief vir jou, hy sterf op Golgotha, 'n sonstraal skyn deur jou venster, die Here is lief vir jou, die Here is lief vir jou, hy sterf op Golgotha, 'n sonstraal skyn deur jou venster, die Here is lief vir jou. Kom ons maak dit persoonlik en ons sing, die Here is lief vir my, hy sterf op Golgotha, 'n sonstraal skyn deur my venster, die Here is lief vir jou. Verklaar en sê dat die Here is lief vir my, hy sterf op Golgotha, 'n sonstraal skyn deur my venster, die Here is lief vir jou. Die Here is lief vir jou, hy sterf Golgotha, 'n sonstraal skyn deur jou venster, die Here is lief vir my. School of Fire is gegroet, Pastor Hein is gegroet in die naam wat verlos. Ek kan julle nie in 'n ander naam groet nie, want dis hierdie naam wat die takbok laat lam. Dis hierdie naam wat 'n vrou vir 9 maande dra, om vrugbare geboorte voor te kan bring. Nou vanmôre begin ek met hierdie lied, dat die Here is lief vir my, omdat ek besef het in hierdie week, ten spyte van my teleurstellings, my doene en late, het hy my nog steeds lief, met die beginnende liefde, wat hy oor my uitgestort het. Here, ek prys U. Lyk my die kerk verstaan nie, liefde is nie iets wat moet verander nie. Maar dan kom die Bybel en hy verklaar dat die mens verander, maar Jesus nooit. En dis waar dit inkom, waar ons liefde misgis met die mens. Liefde is nie 'n mens nie, maar liefde is 'n innerlike gevoel wat met die hart saam beweeg. En die hart van die Here het die mens so voorwaarlik lief, dat hy nooit vir ons sal begewe of verlaat nie. Here, ek prys U. Ek is nie vanmôre gevra om baie te doen nie, ek moet net ry, maar dit is vir my baie moeilik om te verstaan dat wanneer iemand na die Here toe gekom het, nog nie die werklikheid verstaan dat jou lewe nie meer dieselfde gaan wees nie. En dat die Here iets binne jou geplant het, genaamd jou prys. Ek besef in hierdie week, Pastor, verskoon my as ek bietjie afdwaal van my verrigting wat ek voorgehou was. Maar ek besef in hierdie week, wanneer die Here jou halfpad ontmoet, dan is hy bereid om saam met jou daarvan af te stap. Maar hoe bereidwillig is die mens om saam met die Here daarvan af verder te stap? Dit is vir my baie hartseer as ek by kerke instap en ek sien dat gelowiges is teruggetrokke.
Want hoe kan jy uitgehaal word uit die modderslijm en jy is nog steeds binne dit? Hoe kan die Here jou uit jou situasie uithaal? Maar nog steeds kan jy die mense vertel en sê dat dis wie ek was en dis wie ek nou is. Maar ons is te skaam en bang oor wat mens gaan sê en dit, Here, ek prys U. Dit is iets wat ons sal kos om die hemelpoorte mis te versit. Here, ek prys U. Here, ek prys U. Dierbaar is die Here is maar net die Here. En vanmôre of gisteraan sê Brother Hein dat ek moet vat by die diens. En ek besef dat ek wil so graag gepreek het. Nie weens wat nie, maar omdat ek 'n getuie dra wat ek nou face. En ek voel dat hierdie getuie iets sal bring en voorthou. En sal op 'n vrugbare grond val. Maar ek sê weer eens die Here, bly maar net die Here. En vir my om dit te doen, gee hy my die stuurwiel om my diens of die diens te kan bestuur volgens hoe hy dat hy ingesit het. Nou ons kan 'n koordigter kry, dan maak ons vir School of Fire los net om vir ons op die pad te sit, op die pad te plaas en te sê tot hier toe. Ja, die Here my gedra. Ons kan 'n lied uit die gehoor uit kry. Brandende hou. Hy al my uit die vuur uit soos 'n brand en brandende hou. Brandende hou. Brandende hou. Soos 'n brand, brandende hou. Kan ons die Here 'n prys gee? Kan ons die Here 'n prys gee aan hierdie plek? Daai prys is vir my, kan ons die Here 'n prys gee aan hierdie plek? Kan ons die naam van die Here aanbid aan hierdie plek? Here Jesus. Here Jesus. Jesus. Gebruik my waar U moet. Want ek is mos die klei. U is die pottebakker. En ek is die klei. Ja, gebruik my waar U moet. Want ek is mos die klei. U is die pottebakker. En ek is die klei. U is die pottebakker. En ek is die klei. Here vorm my net soos. Here breek my waar U moet. En ek is die klei, U is die pottebakker. En ek is Here vorm my net soos U wil. Here breek my waar, want U is die pottebakker. Ek is die klei. Jesus. Ons eerste broer of suster. Amen, halleluja. Ek groet almal in die wonderlike naam van Koning Jesus. Nou, ek is Laries, ek is van Kimberley, tans besig om te studeer by School of Fire vir 'n sendeling. Nou, so lank as wat ek kan onthou, het ek die Here geken.
Maar ek het nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Ek het kerk toe gegaan, ek het skrif geleer, maar ek het nie daardie verhouding gehad met die Here nie. En dis hoekom het ek geval in depressie in. Dis hoekom het ek 'n selfbeeldprobleem gehad. En 1 jaar besluit ek en my beste vriend net, kom ons hierdie dinge kans gee. Kom ons die Here regtig dien. En ons begin die Here te dien daardie jaar. En ons begin 'n skrif te leer en ons begin dit actually te doen. Maar toe kom Desember, die tyd van versoeking, en toe val ons. En een aand lê ek in my bed in, en ek voel hierdie koue gevoel wat oor my liggaam kom, en ek begin te ruk. En ek hoor 'n klipharde stem wat vir my sê, jy beter opbou, en onmiddellik wat ek die stem hoor, het ek geweet dit is die Here. En ek het gesê, Here, vergewe my, ek sal dit nie weer doen nie. En ek het daar uitgeroep vir die Here en ek het gesê, Here, vergewe my. Aanhou gesê, Here, vergewe my, ek sal dit nie weer doen nie. En terwyl dit gebeur, as my kamer se deur oop en ek kan uit by my kamer deur sien, en ek sien daar staan my ma, sy is besig om die TV af te sit, sy wou net kamer toe gaan. En na die hele gebeurtenis spring ek uit my bed uit en ek is uit by my kamer en ek hardloop na my ma. Toe my ma vra my, wat is dit nou? Ek sê my ma, die Here het my nou kom gebesoek en my ma bemoedig my, dit is nie wat die Here wil hê vir jou nie. Jy is 'n kind van God, jy is veronderstel om die voorbeeld te wees daar buitekant. Jy moet nie soos die wêreld lyk nie, jy moet soos die wêreld lewe nie. Jy moet die lig wees daar buitekant wat die ander kan lei. En na rukkie daarna het ek die Here gedien en toe kom val ek weer. En op die dag wat ek val, was daar 'n profeet gewees by my Antele se kerk en hy kry 'n visie van 'n meisie wat verkragt word en weggedra word, vermoor word. En die meisie was toe ek gewees, maar teen hierdie tyd het ek nog nie geweet nie. En ons is toe uit, ek en my vriende en my broer, en daar breek 'n beklei uit as gevolg van my, want die man wou vir my weggedra het, en daar's my broer saam met die man aan die beklei. En ek kom toe daar uit. Die volgende dag vertel my auntie die storie van die visie wat die man gekry het. En ek besef toe, maar ek was mos daardie meisie gewees. Die Here het vir my gesê ek moet opbou, maar ek het aangegaan. Ek het nie geluister na dit wat die Here vir my gesê het nie. En nog steeds het hy my gered uit daardie situasie uit. Maar ons weet nie wanneer dit te laat kan wees nie. Jy mag dalk dink die Here gaan weer genadig wees vir my. Hy sal my weer môre red. Hy sal my weer grace en mercy gee, maar dit mag net dalk jou laaste wees. So luister nou na wat die Here te sê het. Antwoord nou op daardie roeping op jou lewe. Want dit mag net dalk môre te laat wees, of dit mag net dalk wanneer jy hier uitstap, dan is dit te laat. En ek vra die Here vandag, Here, wat 'n skrif kan ek deel? En die Here gee vir my, vir Jesaja, en dit sê, jy wat ek gegryp het van die uiteindes van die aarde, en uit sy uithoeke geroep het, ek het aan jou gesê, jy is my knegt, jou het ek uitverkies, en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou, met my reddende hand, reddende regterhand help ek jou. So dit is my bemoediging aan julle vandag. Moenie wag vir môre nie, moenie dink nee, ek is nog jonk, ek kan nog hierdie lewe geniet nie, want dit mag nie dalk te laat wees. Jy weet nie wanneer jou tyd is nie. Dankie. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Goeiemôre almal. Bradley Trotsky, ek kom ook van School of Fire af. Jong,
Om te kom tot waar ek nou is, was nie 'n maklike pad nie. Ek het van jou jong ouderdom af, het ek seks gehad, ek het gerook, ek het drank gedrink, was verwerp my hele lewe lank. Ja, Here gedien, op en af. Dan dien ek hom, dan val ek weer, dan dien ek hom weer, dan val ek weer, aanhoudend. Ek kom toe by School of Fire aan. Dinge gaan goed vir so 3 maande, toe val ek weer. Dan staan ek en toe koop ek iets om te rook, maar toe werk ons daar deur. Van daai dag af, dit is nou, amper 'n jaar, laas wat ek iets gerook het. Het is nou ook amper 3 jaar laas wat ek enigstens pornografie gekyk het of seks gehad het. Ek het nou ook iets wat gebeur, hier so einde van die jaar. Ek was al gesê deur Stefan Visser daar op Sof. Ek kom net so 3 dae as ek daar. Hy sê vir my, ek gaan groot dinge buite gaan doen. Nie trend wat, 3 weke terug. Sit ek en Royes en ons praat bietjie. Ons praat oor buitelandse sendingwerk gaan doen. En daai selfde dag wat ek nou ek en hy daaroor praat, word ek skrif gegee deur my vrou wat ek moet uitgaan, nie 1 keer nie, maar 5 keer. So my roeping is daar vir dit. Maar ek dink ons moet net ook ons moet nie ons roeping vergeet nie. Ons moet vashou aan wat die Here vir ons sê. Hy gee ons kans op kans, soos hy sê. As ek dalk besluit het, nee, ek gaan verder aanrook, dan was dalk vir ewig te laat. Ja. Dan sou mense die geleenthede hê wat ons nou het nie. En die God gebruik ook nie altyd die grand mense nie. Hy gebruik die gebroke mense. En dit is 'n ding wat ek dink ons vergeet. Ons dink, Jesus, wat gaan die Here met my kan maak? Kyk hoe lewe ek. Ek sondig elke dag. Ek dien hom, maar ek rook nog. Ek dien hom, maar ek drink nog. God wil jou gebruik. Hy wil jou uitstuur. Ons moet hom net aangryp. Ja, ag, yes, dis 'n ek meen net om hier voor julle te kan staan en bietjie te praat oor wat aangaan in 'n mens se lewe, te vertel waar jy is. Dis ook nie altyd maklik nie, maar dit is nodig. Ek was by my oupa se huis. Ek was in graad 10, so ek was 16 jaar oud. Hy is ook so net, ek dink voor COVID uitgebreek het. Dit was 2019. Gaan grou in sy klavier, want ek geweet waar hy sy geweer gebeer het. Gaan haal ek die revolver uit, en ek het besluit om my te skiet daai dag. En ek vra toe, Here, gaan dinge beter raak? Is die moeite werd nog om te lewe? En ek hoor toe 'n stem in my kop wat sê, byt vas, dinge sal verbeter. Ja. Yes, ons het ons ups en ons downs, maar tog is dit wat ons sterker maak op die ou einde. En ek dank die Here net vir wat hy vir my gee, wat hy vir my doen, wat hy vir my nog gaan gee in my lewe. Ek het 'n amazing vrou wat my ondersteun elke dag. Ek kon nie vir 'n beter een vra nie. Dis nou 7 jaar, 2 weke terug, ons saam is. Die jaar gaan ek al vra om te trou. Ja, het is hoogstyd om dit nou 'n bietjie te doen in die lewe, mense. As we net nie vergeet, die Here het 'n plan met ons. Hy wil ons gebruik en hy het ons lief. In Jesaja 59 staan daar dat die Here draai sy rug naderhand op ons, omdat ons te veel sondig. Ons moet nie op daai punt kom nie. Maar dan is dit vir ewig te laat, as die Here eers sy rug op jou gedraai het. Het is vir ons maklik om dit te doen, maar wat vat dit van die Here om te sê, genoeg is genoeg. Hy het baie geduld met ons, hy gee ons baie kanse. Ek dink daar is enige iemand so genadig soos hy op hierdie aarde nie. Maar, partykeer vat ons hom maar vir 'n waan. Partykeer is ons moedwillig. Maar op die ou einde moet ons nie wegtree van die Here af en ons moet by hom bly.
En ek sê net dankie vir hom, vir almal wat hier is, almal wat hier kan wees. Dit is regtig lekker om julle hier te hê. Dit is 'n voorreg vir ons ook om hier te wees. En die Here het 'n plan met elke een van julle wat hier sit. Maak nie saak hoe oud jy is, maak nie saak hoe jonk jy is nie. Die Here wil jou gebruik. En jy het altyd 'n roeping. Al is dit buitelands, binnelands, al is dit net hier by die bediening, hier by hierdie kerk wat hier is. Al is dit net hierso. Die Here het altyd 'n plan met elke een van julle. En ons moet dit nie vergeet nie. Dankie. Ek is Sterling, ek kom van Johannesburg af. Ek voel die Here lê sterk op my hart vanoggend om, voordat ek enigiets sê, net vir almal hier in die gemeente te sê, jou storie dra krag. Maak nie saak hoe klein, hoe groot. Jou storie dra krag. Jou stem dra krag. Die Here het vir elke een van ons hierso die autoriteit gegee om te heers oor die aarde. Ons heers nie net oor die diere nie, ons heers nie net oor die plante nie, maar ons heers ook oor die mense wat op die aarde is. As ons die werke doen wat God vir ons gesê het om te doen, dan heers ons ook so oor sy skepping. So ek wil net sê, ek kom van 'n baie rowwe agtergrond af. Ek is deur verkrachting. Ek is deur, kyk hoe my sussie voor my verkrag is. Ek is al deur mense wat gemoor is voor my. Ek het al baie dinge in my lewe gesien. Ek was vir 6 jaar verslaaf aan dwelms, 4 jaar op die straat. Ek het in asblikke gekrap om my aan die lewe te hou. Ek het gesteel. Ek het mense ingedoen, ek het mense seer gemaak om aan die lewe te bly, want ek was selfsugtig. Ek het nie ge-worry oor enige iemand nie behalwe myself. My eie valse geluk. Ek het nie geluk gehad nie. Ek het die Here geken, maar ek het nie 'n persoonlike verhouding met hom gehad nie. Dit is baie belangrik om 'n persoonlike, intimitiewe verhouding met die Here te hê. Sonder dit is ons niks. Niks. En daar's 'n punt in my lewe waar ek net gesê het, Here, ek is klaar. Ek is moeg vir die leefstyl wat ek nou lewe. Ek wil aanbeweeg. Ek wil iets doen met my lewe. Die kan nie die einde wees van my nie. En ek het eendag my ou lewe net so agtergelos, 'n bus geklim, Bloemfontein toe. En daar het die Here my lewe verander. Net omdat ek die eerste tree gevat het, om te glo dat van die dag af vorentoe verander my lewe. Ek het geweier om te doen wat ek in my verlede gedoen het. Toe ek in 'n nuwe dorp kom waar ek niemand ken nie, met 2 tasse in my hande, 'n paar klere en my kombersa. Ek het op die straat gebly vir 3 dae. Ek het gesê, Here, ek weier om te steel. Ek weier om te bedel. Want dit is deel van my verlede en ek soek verandering. Ek weier. Ek was bereid om honger te gaan vir die tyd wat ek in Bloemfontein was. En vir die eerste keer in 4 jaar bel my broer my uit die bloute uit. My broer het my afgeskryf vir 4 jaar lank. My broer bel my en hy sê vir my, ek sien jy's uiteindelik uit Johannesburg uit. Gaan jy nou die keer verander? En ek het vir hom gesê, well, ek het uit my verlede uitgegaan. En die Here stuur my broer oor my pad na 4 jaar. En hy stuur vir my elke dag wat ek op straat is geld om kos te kan kry. Iets wat my broer nog nooit gedoen het nie, want elke keer het ek, alles wat ek gekry het ek gaan gebruik vir trucks. En dit was 'n wonderwerk op sy eie. En so aan kry ek 'n plek toe 3 dae later om te gaan bly, 'n Christelike kamp waar hulle jeugkinders oplei om, en in daai tyd is Rooyes hulle daarso. En die oom wie my die eerste werk gegee het, reël vir my 'n meeting met Rooyes. En Rooyes is daar vir 4 dae, die eerste dag. Ek hoor die stem in die agterkant van my kop, gaan praat met hom. Dis klaar gereël, ek moet net gaan praat. Die Here gee ons baie kere opdragte wat klaar gereël is, dis klaar 'n sukses. Al wat ons moet doen is dit gaan vat. Vorentoe beweeg en doen wat die Here van ons verwag. Aksie neem. Daai eerste tree vat.